Goeiemôre radioluisteraars. Ons gaan vanoggend kyk na 'n baie belangrike gedeelte van hoekom ek in 'n plek van vrede as alles om my chaos is. Jy weet mos daardie uitroep wat jy baie keer het van kan ek nie net vrede hê nie. Daai uitroep wat jy in jou binnekamer het om te sê Here, gee my net vrede. Daai wat jy in jou kar ry en jy luister na daai songs kliphard en in jou binneste skree jou hele wese net, gee my net vrede. Kom ons raak stil voor die Here en ons hoor wat die Here vir ons wil sê van al hierdie dinge. Abba Vader, baie dankie dat U ons God is, dat ons vanoggend 'n vaste adres het deur U Jesus om heen te bid, dat ons weet U hoor as ons bid, U sien ons raak, U weet van ons. Here, ons voel baie keer U is so ver, maar Here, die waarheid sê vir ons eintlik dat U binnekant in ons is. Heilige Gees, U wat binne ons is, vat ons asseblief terwyl die woord uitgaan en geef ons daar die sleutels van U koninkryk om vrede te kan oopsluit en Here, om daai onvrede te kan toesluit. Jesus, baie dankie dat ons binnekant U is en dankie Jesus dat U ons binne Vader gesit het. Ons vat die woord vanoggend en ek bid Here, lei U my asseblief. Dat soveel mense die woord vanoggend kan hoor. En dat ons by daardie plek kan uitkom van U vrede. In Jesus naam. Amen. Nou hierdie woord het na my toe gekom op 'n baie vreemde plek. Ek het in die tandarts se stoel gesit en ons het 'n gesprek gehad oor vrede. En toe sê hierdie tandarts hierdie woorde. Maar jy weet, baie keer hoor 'n mens iets en goed gaan verby jou, maar partykeer hoor jy goed, dan tref dit jou hart. En wanneer dit jou hart tref, is dit so saad wat binne jou hart val. En daai saad begin ontkiem. Nie, maar ons vertrou die Here gaan vir ons help en ons gaan deurdruk met dit. En terwyl ek in hierdie tandartsstoel sit, hoor ek hierdie woorde, ons moet vrede, vers 1 sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Nou die eerste vraag wat ons vanoggend moet vra is Jesus jou herder, wat na hierdie uitsere, deur jou pastoor, of deur iemand wat geestelik is? Het jy al by daardie plek uitgekom, waar jy persoonlik kan sê, Jesus is jou herder? Nou eers wanneer jy kan sê, hy is jou herder, kom die volgende belofte vir jou in werking. Hy sê, as hy jou herder is, sal niks jou ontbreek nie. Hierdie gee my die versekering, dat daar 'n plek is, waar Jesus vir my bid, wat ek meer gaan kry, as wat ek voorvra, as wat ek voorglo, as wat ek, en dan nou vas ons aan daardie prentjie, en dan kry ons baie keer seer, en ons word teleurgestel, want ons hou vas aan 'n prentjie. Maar as ons vashou aan Jesus wat ons herder is, en niks ons sal, waar ek sopnat gesweet is, waar ek bang is, en ander mense sit dalk in 'n plek waar hulle moet chemo kry. Ander mense sit in 'n plek waar hulle sien hoe alles in hulle lewe verkoop word. Ander mense sit in 'n plek waar hulle nou net die boodskap gekry het dat hulle huwelik verby is. Ander mense sit in 'n plek waar hulle soveel hoop gehad het
dat iets gaan uitwerk en dit waar hy in die grot moes weggekruip het, waar hy moes gevlug het. En dit is daardie plek waar hy God ontmoet het, waar Jesus vir hom gesê het, maar Dawid, jy wat 'n herder is, jy wat jou skape oppas, jy wat jou skape so oppas as die beer en die leeu kom, om hulle uit hulle bek uit te ruk, jy weet wat 'n herder is, en daarom sal hy 'n fontein sal raak, en wat sal opspring tot in ewigheid. Hy sê hy sal jou lei na daardie waters toe. Waar is daardie waters? In my binnekamer het ek geleer om daardie rustigheid te kan behou. Hoe kan ek dit behou? Ek het laas Sondag het ek vir jou geleer van 'n mens bestaan uit gees, siel en liggaam, en dat ek in my geesmens na daardie plek toe sal gaan. Hy sê, hy verkoop my siel. Hy praat van daardie deel dat hy sê, ek weet wat in jou siel aangaan. Ek ken elke ontsteltenis. Ek ken elke onvrede. Ek ken elke onsekerheid. Ek ken elke keer wat jy hoop het en wat goed nie uitwerk nie. Hy sê, ek weet wat in jou siel aangaan. Van die kleinste tot die grootste. Hy weet wat binne in jou is. Hoe kan hy weet wat binne in jou is? Want hy woon binne in jou. Hy weet meer van jou as wat enige een ooit kan weet. En dan kom hy en hy sê, hy sal iets in jou siel laat gebeur, wat jou siel sal verkoop, wat jou siel so sal aanraak, dat jy net by daardie varsheid sal uitkom. Hy praat van restaurasie, hy praat van 'n ou wonde wat in jou siel is. Hy sê, hy sal dit vir jou kom heel maak. Maar wanneer maak die Here vir jou goed heel? My mens, hy maak nie vir jou goed heel, as jy die heeltyd oor dit kla nie. Hy maak vir jou goed heel, as jy dit vir hom gee. Help nie jy loop van mens tot mens en jy kla nie. Dit help nie dis die heeltyd wat in jou binneste aangaan, wat net 'n kla en 'n kla en 'n kla is nie. Om te kla is nie gebed nie. Gebed is om na die Here toe te kom en vir die Here te sê, Here, dit wat hier binne in my aangaan, dit wat hier die storm is, dit wat hier die onvrede is. Here, ek is so ontsteld. Here, ek voel ek ontplof binnekant in my. En Here, ek gee dit vir U. Want dit is nie net dit wat nou met my gebeur het nie. Dis goed wat jare terug al met my gebeur het. Dis goed wat ek gesien het my ouers deurgaan. Dis goed wat ek mense sien deurgaan het. En dan dink ek, maar daardie goed gaan my ook oorkom. Dat hy daar kom en net daai vars nuutheid oor jou gee. Dit is as jy daardie ontsettende dors het en iemand bied vir jou 'n glas koue water aan. Jy kan net daardie ervaring hê, maar jy word verkoop binne in jou siel. Hy sê, hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid. Daai spore van geregtigheid is altyd hoe ek sien, hoe Jesus daar die Via Dolorosa geloop het. Daar die verskillende stasies wat hy deurgegaan het. Daar waar hy in Getsemane ingegaan het. Daar waar hy gepraat het van vrese. Maar daar ook waar hy Getsemane deurgegaan het. Wat hy vir jou vanoggend sê, al het jy hoeveel vrees, al het jy hoeveel angs, ek gaan saam met jou daardeur stap. Ek sal saam met jou loop. Ek sal jou nie een oomblik alleen los nie. Ek sal jou vat op die pad wat ek reeds vir jou gestap het. Ek het jou reeds vooruit gegaan. Alles wat jy vandag in jou lewe aan ervaar, ingaan, deurgaan, het hy reeds vir jou aan die kruis deurgegaan. Dan kom hy en hy sê, hy doen dit om sy naam ontwil. Dit sê vir my, ek is belangrik vir die Here, dit gee vir my purpose, dit gee vir my, dat ek in sy naam kan opdaag by plekke, dit gee vir my daai versekering, hy die naam bo elke naam, en maak nie saak, wat vir oggend in jou lewe aan die gang is nie, elke naam is onder die naam van Jesus, en ek wil jou vir oggend uitnooi om iets te doen, ek wil vir jou iets leer, ek wil vir jou vra, as jy in jou binnekamer gaan, vat 'n pen en vat 'n papier, en begin neerskryf, begin jou angs neerskryf, skryf alles neer, alles waarvoor jy bang is, en as dit byvoorbeeld goed is wat jy
bang is vir eksamen, of jy's bang vir om 'n lisensie te kry, of jy's bang vir iets wat jy moet bereik, dan maak jy daar 'n merkie langs aan, want dit is 'n bang wat eintlik 'n goeie bang is, want dit sit jou in 'n plek in van nederigheid, dit sit jou in 'n plek in waar jy afhanklik is van die Here. Maar as daar vrese in jou lewe is, hoor mooi wat ek sê, oor goed wat nog nie gebeur het nie, en jy begin goed sien wat nog nie gebeur het nie, dan begin jy al daai angs neerskryf. En as daar goed is in jou lewe wat jy ervaar, wat jou down laat voel, skryf daai goed neer. En as daar goed is in jou lewe wat jou kwaad maak, wat jou teleurstel, gaan skryf hy goed neer. En doen iets, vat dit na jou herder toe, vat dit na jou goeie herder toe, en sê, Here, U sê vir my, ek sal niks ontbreek nie. U laat my neerlê in groen weivelde, en gaan na daardie plek toe, in daai groen weivelde, en begin dit vir die Here gee, en begin alles wat in jou binneste is, uitbid. Alles begin dit uitbid. Jy weet, hier is weer iemand op hierdie lig wat my so irriteer, wat 'n James is, en wat vir almal hierdie boodskapies probeer stuur van jy het gewen. Ek wil sommer gebruik maak van daardie geleentheid om vir jou te sê, jy is meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus, want Jesus is jou herder. Hy sê vir jou, jy sal niks kort kom nie. Jy hoef nie nog iets te gaan wen nie. Jy hoef nie vir iets in te skryf om iets te wen nie. Hy het reeds vir jou oorwin. Hy het reeds van jou gemaak meer as 'n oorwinnaar. Loop in hy spore van geregtigheid. My mens, ek kan dit nie vir jou genoeg beklemtoon nie. As dit so in my binneste voel, dan gaan ek in hy Via Dolorosa in wat Jesus vir my deurgegaan het. Elke woord wat hy gesê het aan die kruis. En ek bid dit, en ek doen dit, en ek pas dit toe, en ek ruil dit om. Daai vrese wat in my is, gaan ek en ek sê, Here, U het my gegee, nie 'n gees van vreesagtigheid nie, maar van liefde, van krag, van selfbeheersing, dat U my siel sal verkoop daarmee, dat ek na daardie plek toe van rus sal gaan, dat ek uit hierdie erge omstandighede wat ek nou voel, kan uitgaan, in gebed gaan, in daardie plek, om sy naam ontwil. Dis my purpose, dit sê vir my vanoggend, weet jy wat, ek is belangrik vir die Here, ek het nie iemand spesiaal nodig, om vir my na die Here toe te gaan nie, want is iets wat ons baie keer die fout mee maak. Ons dink baie keer, net een kan vir my gaan, net een kan vir my bid, en dan sal ek hy genesing ontvang. Nee, hy kom en hy sê in sy woord, hy sê die vurige gebed het 'n kragtige uitwerking van 'n gelowige. Hy sê Elia was 'n mens net soos ek en jy, en hy het gebid en hy het gevra. Jy moet mooi hoor, dit gaan nie oor die een wat vir jou bid nie, maar dit gaan oor die een wat jou gebed verhoor. Hy is jou herder en hy sê vir jou, jy sal niks kort kom nie. Hy sê vir jou, hy sal jou lei na daardie plek toe van rus, na groen weivelde toe. Hy sal jou siel verkoop. Jy sal gaan dalk deur 'n dal van doodskaduwee. Hoeveel doodskaduwee gaan ons nie elke dag deur nie. Die woord sê vir ons in Romeine, hy sê elke dag face ons hierdie goed. Hy kom ook en hy sê Paulus se woorde, wat hy sê, I die daily, ek gaan daagliks gaan ek dood. En dit is ook 'n plek vir jou en vir my om te kom, om nie op gevoelens te leef nie. Want is gevoelens wat mens op die einde van die dag doodmaak. Dis gevoelens wat so aan jou knaag, wat jy al jou vrede verloor. Moenie op gevoelens gaan nie, gaan op die waarheid. En as die gevoelens opkom, help dit nie net jy druk jou kop soos 'n volstruis in die grond en jy maak asof dit nie daar is nie. Vat daai gevoelens en vat dit na Jesus toe. Hy sê vir jou, jy sal niks kort kom nie. Kom by daardie plek in, wat Psalm 23 geskryf is. Gaan jy deur 'n dal van doodskaduwee,
'n skaduwee is net 'n stuk lank. En baie keer leef ek en jy om goed uit ons verlede uit lewendig te hou. Ons gee baie keer vir dit skaduwees. Maar as 'n skaduwee wat die woord van praat. Hy sê onder die vleuels van die Allerhoogste, in die skadu, daar oornag ek. Om in daardie skaduwee te kom, wat so kragtig was, dat as Jesus verby hulle gestap het, dat hulle net daar genesing ontvang het. Om by daai plek uit te kom, om mooi te hoor, wat ek vir jou vandag sê, die winter hou nie altyd nie, die lente kom, die reën, die sneeu hou nie altyd nie, die nag hou nie altyd nie, die dag gaan kom. Hou vas aan dit, wat nie nou is nie, maar wat gaan kom. Hou vas aan dit, vir daardie gevoel, wat die woord van praat, dit kan nie wetenskaplik uitgelê word nie, maar dit is 'n vrede, wat Jesus gesê het jy sal hê, wat nie van hierdie wêreld is nie. Hy sê hy weet, in hierdie wêreld sal baie skaduwees wees, wat moeilik is, wat hard is om te kan deurgaan. Dat jy kom by daardie plek, waar hy vir jou sê, u stok en u staf die vertroos my. Om te weet vandag, daar is mense wat jou bedreig, maar dat die Here as herder sy stok reg ophou, en wat hy vir jou sê, gee hierdie oorlog vir my, gee die oorlog vir my, gee oor aan my, want ek veg vir jou. Jy ook weet, met daardie stok, sal hy jou as sy kind tugtig. Daar gebeur baie goed met ons, wat die Here net toelaat, wat ek en jy dit nie verstaan nie, dis nie in sy eerste wil nie, sy eerste wil is dat dit met jou goed gaan, maar baie keer is dit dan die stok in ons lewe, wat ons tugtig. Hy straf jou nie, hy tugtig jou. Die straf was op jou herder gewees, die tugtiging is op jou, omdat jy opregte kind van God is, sodat hy jou kan terugbring. Daardie staf het ook 'n punt, wat 'n staf is wat gekrul is, en daarmee sal hy jou uit plekke uithaal, wat net hy jou kan uithaal. As jy vanoggend dink, jy is in 'n plek wat jy so verlore is, kom Jesus vanoggend en hy sê vir jou, as jy vir hom sê, hy is jou herder, sal hy jou uit daardie plekke uithaal. Hy sal jou kinders gaan uithaal, hy sal jou mense gaan uithaal. En dan sê hy vertroos jou. Wat se seer jy ook al vanoggend het, gee dit vir hom. Ek het iets in my lewe geleer, as seer so baie is, dan bid ek my leeg. Ja, baie keer wat jy huil, maar jy maak jou leeg. En wanneer jy leeg is dit baie belangrik om vir hom te vra wie jou goeie herder is. Verkoop my siel, maak my vol van die Heilige Gees, vertroos my. En dan sal jy agterkom, dat dit net hy is, wat binne in jou is, wat jou daardie vertroosting kan gee, wat jou daardie rustigheid kan gee, al is jy op 'n plek, wat soveel onvrede is. Net goedheid en guns, sal my volg al die dae van my lewe. Dit sal my volg. En ek onthou, dat ek eendag vir die Here gevra het, hierdie goedheid en guns, wat my sal volg, hoe werk dit? Wat is dit? En hy het my duidelik verduidelik, dit wat hy vir my aan die kruis gedoen het, daardie guns wat hy vir my gegee het, wat ek het nie verdien het om gered te word nie, wat ek nie die ewige lewe verdien het nie, wat ek het nie verdien het om kind van God te word nie, dit sal my volg. Dit wat hy vir my by die kruis gedoen het, sal my volg. Maar dan sal ek loop in die spore van sy geregtigheid. En ek sal vanoggend kom by daardie plek, al is dit hoe moeilik om mense vry te spreek. Al is dit hoe moeilik, en al ken ek dit nie om so te bid nie, om regtig by myself te begin bid en te sê, Here, ek gee hierdie goed vir u. Ek sal in die huis van die Here bly, tot 'n lengte van dae. Ja, ons weet, Jesus het gesê, ek het gegaan om vir jou plek voor te berei, en dat hy vir ons na daardie plek toe sal vat, maar ek bly in die huis van die Here, in hierdie huis, hierdie tempel, wat die Heilige Gees in bly ek in.
In die oomblik wanneer die Heilige Gees my gevul het, en ek gee vir hom my hele huis oor, ek gee vir hom alles oor, dan sal ek nie net eendag dit beleef nie, maar sal ek dit nou al beleef. So hoe lyk daardie plek van onvrede in jou lewe? As jy vanoggend die eerste toets gaan deurgaan, vanoggend te vra, Here, wys my, Heilige Gees, vir wie is ek nog kwaad? Wie is hulle wat my geskok het? Wie is hulle wat my teleurgestel het? Maak nie saak wie dit is nie. Wat saak maak is vir wie jy dit gee. As jy vanoggend sê, Here, ek wil nie meer met die oorsaak van dit in my lewe leef nie. Ek wil nie. Dan kom hy vanoggend en hy sê vir jou, niks sal jou ontbreek nie. Baie keer dan dink mense jy het verloor, maar eers wanneer jy laat gaan het, eers wanneer jy by daai vrede uitgekom het, dan sal jy besef wat Jesus se bloed vir jou kom doen het. En dat jy vanoggend Jesus se bloed tot binne in jou sal neem, dat jy daardie woorde tot binne jou sal neem, wat hy gesê het, Vader, ek vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle gedoen het nie. En jy hoef nie langer te loop met goed in jou wese. Ek gaan jou iets ook leer, wat die Here my een keer geleer het. En dit gaan vir jou baie snaaks lyk. Maar ek het geleer, om bo op mense se kop, baie keer 'n beker te sien, so 'n bekertjie te sien. En wanneer daardie mense my gou, wanneer daardie mense van my soveel minder probeer maak as wat ek is, kom ek, en ek gooi daardie goed in hy beker in, en ek vergewe hulle net daar. Nie eers later nie, ek vergewe hulle net daar. Ek gee net daar vir hulle dit. En ook wanneer ek goed verkeerd gedoen het, dan gee ek dit vir hom so gou as wat ek kan. Ja, ek weet baie keer is mens so woedend, jy kry dit nie dadelik reg nie. Maar ek kan vir jou sê, as jy hierdie begin aanleer, om net te begin met dit, dan is dit 'n begin om te vergewe. Hy sê vir jou 490 keer, en jy sal vry wees. En leer iets, gaan in jou binnekamer, en sê vir hom alles wat jou kwaad maak, elke gevoel wat deur jou gegaan het, dit wat jy gedink het, dit wat jy gevoel het, gee dit vir hom. Dan die ander wat ek geleer het is, dat net hy, wie jou wonde ken, jou wonde kan genees. Al is dit ou wonde, al is jy vanoggend hier so 80, gee dit vir hom. As daar iets is binne jou wat nog seer maak, gee dit vir hom. As daar iets binnekant in jou is wat nog krap, gee dit vir hom. Want weet jy wat gebeur dikwels met ons? Daardie wonde wat binne in ons is, binne ons siel is, raak wonde in ons vleeslike lewe. Geef hom daai wonde wat binnekant in jou is. Ons plak baie keer pleisters buite ons. Ons het die pleisters binnekant in ons nodig. Daar het ons dit nodig. Kom en hy sê, tot lengte van dae, tot lengte van dae, nie net vir nou nie, vir altyd. Dis nie 'n quick fix nie. Psalm 23 is nie net 'n psalm op 'n sterfbed nie. Psalm 23 is 'n psalm wat vir jou en vir my sê, hy gee vir jou lewe, en hy gee dit nou, en hy maak nou alles nuut. Gaan, wanneer jy weer in jou binnekamer is, en bid deur Psalm 23. En as daar mense is, wat nog nie vanoggend kan sê, die Here is my herder nie, dan gaan ek saam met jou bid. Here, ons bid nou tot U. Jesus, ek maak U vanoggend
die herder van my lewe. Here, dankie dat U vir my op hierdie oomblik vul met die Heilige Gees, dat ek niks kort kom nie. Dankie dat ek, Vader God, se kind word. Dankie dat U my hand vat, en dat U my nou lei na waters waar rus is. Dat die Heilige Gees deur my vloei, dat ek in groen weivelde kan gaan rus, waar die 7 geeste van U is, wat 'n smarag lig is, rondom die troon van God, 'n reënboog is. Dankie dat U my siel verkoop. Dankie dat U my by die tafel laat aansit van my teestanders en my hoof vet maak met olie. Dat U my vanoggend U salwing gee as kind van God. Dankie dat ek kan sien hoe U met die stok staan en met die staf staan en hoe U my lei, tree vir tree, waar U die weg, die waarheid, die lewe is na die ewige lewe toe. Dankie Here dat ek weet, goedheid en guns, wat U vir my by die kruis gegee het, sal my volg, en nooit sal U bloed en U liggaam vir my te min wees in my lewe nie. Dat ek in die huis van die Here sal bly. Die huis van die Here sal bly. Dat ek in U sal wees en U in my tot in alle ewigheid. Here, ek bid vir die persoon wat dalk nou vir die eerste keer Jesus sy herder gemaak het. Of vir die een wat nie Jesus sy herder gemaak het. Dat U hulle sal lei. Na die mooiste mooi toe. Want dis wie U is. Vergewe ons vanoggend ons prentjies. Here, ek wil vanoggend kom en ek wil in gees wil ek prentjies opskeer. Die prentjie wat ons het van die lewe wil ek opskeer. My plan wil ek opskeer. Ek wil kom by daardie plek, Jesus, wat ek niks kort kom nie. Want as ek vanoggend vat wat U vir my gee, gaan ek geseënd wees, gaan ek gesalfd wees, gaan alles vir my uitwerk, want U beloof dit. Dankie Jesus. Amen.